Thank you, Jesus. Sjoe, wat 'n voorreg het ons. To know that the King of the universe het jou gekies. Jou by jou naam geroep. En hy weet die hoeveelheid hare wat op jou hoof is. Wat 'n voorreg vanmôre. Julle is welkom julle sitplekke te neem. Dit is vir my vanmôre so 'n voorreg om met julle te kan kuier oor anchored. Anchored. So die tema van vanoggend se boodskap is geanker. Geanker. En ons het ons pastoor en ons maastore afgegee vir die naweek, maar hulle is volgende naweek weer terug. Ons gaan hulle die bietjie rus. Ons kuier vanmôre oor geanker. Kan jy sê geanker? Geanker. Bevind jy jouself in 'n plek waar jy 'n behoefte of 'n soeke het na vrede, sekuriteit, stabiliteit, antwoorde, selfvertroue, hoop. As jy jouself in so 'n plek bevind, is jy vanmôre op die regte plek. Ons moet ons vertroue en ons hoop sit in iets wat nie kan verander nie en in iets wat jy nie kan verloor nie. You need to be anchored in something that cannot change and that you cannot lose. So as jy jou sekuriteit sit in jou werk, you can lose your job, you can lose your health, you can lose your family, you can also lose your spouse, you can lose your finances, you can lose your business, you can lose your looks. Party van ons het reeds. Ek wou net seker maak julle hoor. Maar wanneer ons anker en ons sekuriteit sit in iets wat kan verander, it means that you can lose it. En wanneer die storm kom, is jy nie meer geanker nie. Daar is slegs 2 goed wat nie kan verander nie. Net 2. Net 2 goed wat nie kan verander. Die eerste een is God se liefde vir jou. God's love for you cannot change. And the second thing is God's promises over your life cannot change. Net daai 2 goed is onveranderd. God's love for you and the promises of God. 1 Johannes 4 vers 8 sê God is love en Johannes 1 vers 1 sê in the beginning was the word was with God and the word was God. So as God se liefde nie vir jou kan verander nie en God se beloftes kan nie verander nie en God is liefde en die woord is God, dan beteken dit that we need the word.
Die woord is die enigste ding that cannot change. It is steadfast. Why? This is God. Ek kan vir julle vertel van Theo. Ek kan vir julle sê, hy het 'n bril en hy het 'n baard, en hy's jy lank, ek dink. Ek kan vir julle vertel, en ek kan vir julle sê, hy's goed met syfers, hy weet wat 'n kar ry, almal van julle, want hy ken julle nommerplate. So dan iemand ry verby, dan sê hy, daar ry Tannie Marita, sê ek, is die man? Sê, hoe weet jy? Sê, nommerplate is so. Ek kan julle vertel van hom. Ek kan vir julle sê, wat 'n oulike pappa is hy, en. Maar julle gaan hom nie ken, totdat julle self met hom gaan sit, en met hom kommunikeer nie. Is dit die waarheid? Ons gaan sonder twyfel probleme ervaar in hierdie lewe. Being part of the kingdom doesn't say that you won't have problems anymore. We will have problems without a doubt. En in die woord vergelyk probleme met storms. So the word gives us pictures of storms to tell us that we will go through problems. Ons gaan goed ervaar wat nie so lekker is nie. En in 1991 het 'n klomp wetenskaplikes 'n dome gebou. En hulle het 'n hele ekosisteem binne in die dome gesit. 'n See, 'n rainforest, weather, everything. They put in this dome. En hulle het vir 2 jaar binne in hierdie dome geleef. Hulle eie groentes gegroei, eie vrugte, eie alles. En na 2 jaar, toe kom hulle agter, maar die bome buig oor en hulle gaan lê. They had perfect weather conditions. Hulle het dit so gekalkuleer dat soms is dit winter, soms is dit somer, but then they realized after 2 years, there's no storms, there's no wind. Geen wind, geen storms en die bome begin ombuig. They have no strength. Want dis in die storm waar jy strength bou. It's in the storms where you grow. Jy kan nie groei sonder 'n storm nie. Hebrews 6 verse 18 to 19. Hebrews 6 verse 18 to 19 in die NIV sê, en as jy nie jou Bybel saamgebring het nie, gelukkig vir jou gee ons die skrif. Hebrews 6 vers 18 in die NIV sê, God did this so that by 2 unchangeable things in which it is impossible for God to lie. So wat is die eerste unchangeable thing? It is impossible for God to lie. He is holy. And because God is holy, dit beteken dat wat God sê, wat God doen is een ding. So kan God dan evil voortbring? Okay. Kan God dan pyn veroorsaak? Aha. Luister wat julle antwoord. Kan God pyn veroorsaak? Nee. Because God is holy. Dis nie dat God liefde het nie. God is love. Dan sê hy, we who have fled to take hold of the hope offered to us may be greatly encouraged. Vers 19. We have this hope as an anchor for the soul. 2 onveranderde dinge wat ons hier raak lees. God kan nie lieg nie, and we have an anchor for our soul. Firm and secure. En ons gaan nou lees net tot daar. Firm and secure. Die anker, en hierdie is nou 'n hedendaagse anker. Die anker was in die eerste kerk die teken van hulle hoop. Voor die kruis was dit die simbool waaraan die kerk vasgehou het, op grond van hierdie skrif, die anker. So voordat die kruis die simbool was van kinders van die Here, was die anker die simbool. Die anker. Hoop is 'n anker vir my siel. Dit lees ons nou in Hebreërs. Hoop
is die anker vir my siel. Hoop sê there is trust and there is an expectation. There is trust and there is an expectation. My siel, waarvan hy daar praat, is my wil, my emosies en my gedagtes. Dis my siel. My wil, my emosies en my gedagtes. So nou is die vraag, as ons sê ons gaan probleme ervaar en probleme is storms, hoe kom ek dan deur die storm? Hoe gaan ek deur die storm sonder om te verdrink? Hoe hou ek hoop deur my storm? Dis die vraag wat ons het, is dit nie? Daar gaan storms wees. Jy gaan op 'n plek kom waar jy hoop nodig het, waar jy sekuriteit nodig het, waar jy 'n anker nodig het. En nou is die vraag, hoe? Hoe kom ek deur hierdie storm? Hoe kom ek deur hierdie storm? Ons moet doen wat Dawid en Paulus gedoen het. Dawid en Paulus, en in Psalm 119 vers 81, sê Dawid, I am worn out waiting for your rescue. En hier praat Dawid met God. He's honest with God. Hy sê, ek is moeg gewag vir die uitkoms. Ek is moeg om te wag en te vra. Was jy al daar? Here, maar waar is die uitkoms? Waar is hy? En dan sê hy, but I have put my hope in what? I have put my hope in what? In your word. Nie in wat ek ervaar nie, but in what God has said. Nie in wat ek ervaar nie, but in what God has said. En dan sien ons in Handelinge en Acts. Handelinge 27. En in hierdie gedeelte is dit waar Paulus op pad is na Rome. En he's a prisoner on a ship with 276 ander prisoners. Op 'n skip, op pad na Rome. En Acts 27, en ek lees vir julle vers 13, en hy sê, when a gentle south wind sprang up, they thought they had achieved their purpose. They weighed anchor. Dit beteken hulle het hulle anker uitgehaal. Hulle het hulle anker uitgehaal and sailed along the shore of Crete. But before long, voordat hulle nog hulle oë kon uitvee, a fierce wind called the northeaster rushed down from the island. Since the ship was caught and unable to head into the wind, we gave way to it and were driven along. They were unable to navigate through the storm. En het jy al gehoor wat mense sê, wat moet gebeur, moet nou maar gebeur. As dit omval, val dit om. As dit nou nie meer kan nie, kan dit nie meer nie. As ons moet uit, dan moet ons nou maar uit. Het jy al dit gehoor? En hier is Paulus, hulle op presies dieselfde plek. Die storm kom van vooraf, hulle het nie gedink dit gaan so erg word nie. En die storm kom van vooraf, and they are unable to navigate. Watter kant toe? Hoe kom ek deur dit? Watter kant toe gaan ons gaan om hierdie skip uit die storm uit te kry? En hy sê, vers 16, after running under the shelter of a little island called Cauda, we were barely able to take control of the skiff. Dit is die klein bootjie aan die agterkant. So hulle het daai bootjie opgebring. After hoisting it up, they used ropes and tackled and girded the ship, fearing they would run aground on the Cyprus. They lowered the drift anchor, and this way they were driven along. So wat het gebeur met hulle? Hulle haal hulle anker uit, en toe hulle anker uithaal en die stormwind kom van vooraf, toe drift hulle, of course. Hulle moes soontoe gaan, maar omdat hulle anker uitgehaal het, het die wind gekom en die boot in 'n hele ander rigting gevat. En die vrees was toe, as die wind aanhou om die boot te druk in daai rigting, gaan die boot teen die sandbank vasgaan en die rotse ingaan. And it will be shipwrecked. Dit was die vrees. Daar's drie dinge wat veroorsaak dat ons hoop verloor. Want in vers 20, terwyl hulle kyk hoe die boot een kant toe gegooi word, sê dit, for many days neither sun nor stars appeared, donkerte.
And the severe storm kept raging, and finally all hope was fading that they would be saved. Dis nou wanneer jy in die storm kom en dit word donker. En jy kan nie sien waar is die sterre, waar is die son, waar is die uitkoms, jy kan nie dit sien nie. En dan voel jy hoe jou hoop begin deur jou voete drein. En jy voel, ek kan nie sien nie, en Here, U kom nie, so wat nou? 3 dinge wat maak dat jy jou hoop verloor. Die eerste ding is, probleme wat ons ontmoedig. Probleme, problems that discourage you. And these problems will be relational. These problems will be financial, wanneer jou maand langer is as jou salaris. Ken julle daai? Vocational, wanneer die kontrak nie inkom nie. Onregverdige behandeling. Lange ure sonder vergoeding, ken julle daai? Dit bring discouragement. Loss of a loved one. Loss of something that you love. Bring discouragement, maak dat ons hoop begin verloor. En die ding is dat jy besef nie oornag jy het hoop verloor nie. Dit kom met tyd. Bietjie vir bietjie kom jy agter, yes. Ek weet nie wat gaan met my aan nie, maar ek het nou meer vrae as antwoorde. En die volgende ding is mense wat ons teleurstel. People will step on your toes. People will step on your toes. People will say things and do things that will hurt you. Want mense is imperfect. Mense gaan goed sê, mense gaan goed doen wat jy seer maak en op jou tone trap. So die tweede ding wat veroorsaak dat ons hoop verloor is mense. En dit is hoekom mense nie jou anker kan wees nie. Het ons mense nodig sonder twyfel. It's God's command that we need people. Maar mense is nie jou anker nie. Mense is nie jou anker nie. Jy kan nie wag vir die volgende bemoedigende boodskap om jou geanker te hou nie. Jy kan nie wag vir die volgende boodskap op 'n Sondag om jou geanker te hou nie. Gaan jou liggaam dit maak as jy 1 keer 'n week eet? Gaan jou liggaam dit maak? Hoekom verwag ons geestelike liggame moet dit maak? Wanneer ons 1 keer 'n week 'n oordentlike ete vir jou gees gee en die res van die week 'n bietjie 'n krummeltjie hier en 'n krummeltjie daar. Maar dan verwag ons dat we need to be strong through the storms. Terwyl jy jou geesmens uithonger. Die derde ding is persepsies. Hoe jy goed sien, ervaar en beoordeel. Persepsies, hoe jy goed sien, hoe jy goed ervaar en hoe jy goed beoordeel. It's a distortive perspective. So van my kant af, lyk dit soos 'n 6. Maar van Nursie se kant af, lyk dit soos 'n 9. Kan ek daai stuk papier vat as my waarheid? Sien, want van my perspektief af lyk dit soos 'n 6 en ek gaan stry want dit is 'n 6 en sy gaan stry want dit is 'n 9. But from God's perspective, His love is unending and He wants you to reach out with His love. So jy kan nie gaan op jou persepsie nie. Jy kan nie gaan en jou lewe baseer op wat jy dink nie. We are horrible judges of ourselves. You cannot judge yourself. You are a horrible judge of yourself. Jy gaan of nooit goed genoeg wees nie, of jy gaan sê, mense mis dit, jy sou eintlik okay in hierdie area. Mense het attitude probleme. You are a horrible judge of yourself. Jy kan nie gaan op jou persepsie nie. You need to go on truth. You need to go on truth. Dan is daar 3 dinge wat jy gaan moet deurwerk wanneer jy in 'n storm is. So 3 dinge wat maak dat jy hoop verloor. Probleme, vocational, financial, probleme maak dat jy hoop verloor. Mense, en hoe mense maak, en jou eie persepsies, hoe jy self dink daaroor, maak dat jy hoop verloor. Dan wanneer jy in die storm is daar 3 dinge wat jy gaan face.
you will face 3 things. En die eerste ding is die gevoel van insufficiency. Insufficiency, die gevoel van nie genoeg nie. Nie genoeg finansies nie, nie genoeg moed nie, nie genoeg geleerdheid nie, nie genoeg vermoëns nie, nie genoeg nie, net nie genoeg nie. En dit kom terug na, wie is ek? My identiteit. Die gevoel van ek is nie goed genoeg vir hierdie nie. Psychology has determined that we measure our self-worth by what we think the most important people or person in our lives think of us. Jy dink oor jouself, jou selfwaarde word bepaal deur wat jy dink die belangrikste mense in jou lewe van jou dink. Dis waar jy jou selfwaarde bepaal. This is why Jesus needs to be the most important person in your life, so that your self-worth is anchored in what Jesus says. En nou as jy gaan dink, wie is die belangrikste mense in jou lewe? Wat dink jy, dink hulle van jou? Maak ons 'n bietjie dink, nee. Hoe bepaal ek die waarde van iets? Daar's 3 maniere hoe ek die waarde van iets kan bepaal. Wie het dit gemaak? So ek kan 'n skildery vat van Gogh en ek kan presies so probeer verf. Maar my naam is nie daarop nie. Die waarde van iets lê in die persoon wat dit gemaak het. Die tweede manier hoe jy die waarde van iets bepaal, is hoeveel is mense bereid om daarvoor te betaal. My huis is soveel werd soos wat iemand bereid is om vir hom te betaal. Ons het net na die dag gaan kyk na 'n huis en al die offers wat op die tafel was, is die helfte minder van die waarde wat hulle sê die huis is. Al die offers. Want iets is net so waardevol soos wat jy bereid is, die prys wat jy bereid is om daarvoor te betaal. Dis die tweede manier hoe jy iets se waarde bepaal. Dan die derde ding is, aan wie behoort dit? Ons het 'n klavier, maar die klavier in Mozart se huis het baie meer waarde. Stem julle saam? Die klavier in Mozart se hande het baie meer waarde as die klavier wat hier staan. It's the same thing. It can give the same sound. Nou as ons gaan kyk na hoe bepaal jy jou waarde? Who created you? Who created you? The King of the universe. Wat was hy bereid om te betaal vir jou? He thought you were to die for. Die derde ding is, aan wie behoort jy? Duur gekoop deur die bloed. Maar nou laat ons toe dat goed om ons waarde bepaal. En mag jy dink, hierdie is nou nie eintlik wat ek gedink het nie. Maar laat die werk vir jou sê, nee, sorry. Jy gaan nie hierdie promotion kry nie. Waar is jou selfwaarde dan? Laat iemand vir jou laat weet iets oor jou kinders. Wat dink jy dan van jouself? Jy sien, wanneer ons lewe anker in wat mense sê, en wat die media bepaal, en wat werksomstandighede sê, en wat jy het nie, in finansies. Dis alles goed wat jy kan verloor, dis alles goed wat kan wegval, dis alles goed wat verander. En wanneer jy jou waarde, dit jou anker maak en dit val weg, dan val jou boot om. So dit beteken dan, God het in ons sy woord vir ons gesê, that he will take us through the battle. Ons het vanoggend gesing, he will take you through the battle. He will take you through the storm. There is no storm that God has not already prepared a way for you to go through. Geen storm. Geen storm wat jy nie kan deurgaan nie.
Acts 17 verse 28 says in the Amplified, "For in him we live and move and exist." That is, in him we actually have our being. So ek moet myself anker en dit wat ek voel oor myself waarde anker in wat God sê. Nie in wat ek doen nie, nie in wat ek het nie en nie in wat mense sê nie. As jy vandag jou huis verloor, waar gaan jou waarde wees? Ek weet nie of iemand hier al ervaar dat hulle jou selfoon steel nie. Something very simple. En skielik voel jy 'n bietjie vulnerable, 'n bietjie kaal, 'n bietjie verlore, sonder jou selfoon. Het ons dan so onsself geanker aan goeders, dat wanneer dit weg is, maak ek so. Selfoon. Waarin is jy geanker? Is vanoggend die vraag. Waarin is jy geanker? Dan die tweede ding wat jy gaan face. Die eerste een is insufficiency. Die tweede een is insecurity. Ek kan nie hierdie doen nie. Ek is onseker oor die dag van môre. Nou is die vraag aan julle, as jy in die storm kom, you will face insecurity. Onsekerheid. Waantoe volgende, wat gebeur in my dag van môre? En waar is jou anker? Acts 2 verse 25 to 27 in the NCV says, "I keep the Lord before me always, because he is close by my side, I will not be hurt. So I am glad and I rejoice, even my body has hope, because you will not leave me in the grave." Ons mag ook nie weet hoe ons roete gaan lyk nie, but we know the end of the story. Het iemand 'n fliek, en iemand vertel vir jou van hierdie fliek, wat jy vreeslik graag wil gaan kyk, maar voordat hulle jou eintlik net opgewonde maak vir die fliek, gooi hulle die einde uit. Nou weet jy die einde van die storie. Nou sit jy in die fliek, en die mense om jou, jy weet, daai middelste gedeelte waar die tense, it's tense in the middle. En almal om jou is tense en jy sê, ek weet wat gaan gebeur, moenie worry nie, dit gaan alles oukei uitdraai. Het julle dit al ervaar? So wat ek sê is, ons mag dalk nie die roete ken van wat ons hier ervaar nie, on this side of eternity. Ons mag dalk nie die roete ken nie, but we know the end of the story. Because this is what being part of the family of God means. It's a story of hope. It's the story of perpetual victory. Selfs al sien ek dit nie nou nie. Want jy sien nie die strand in jou storm nie. Jy sien golwe en jy voel wind. Jy sien nie die strand nie. But hope says, I know die strand is daar. Dis wat hoop sê. Ek weet die strand is daar. Why? Because my God says so. And my God cannot lie. Die derde ding is insignificance. So die eerste een is insufficiency, 'n gevoel van nie goed genoeg nie. Die tweede een is insecurity, onsekerheid. Die derde een is insignificance. Het jy al gevoel ek is nie eintlik so belangrik soos wat ek gehoop het ek gaan wees nie? Ek is eintlik net daar. Maar as ek sou wegval, gaan niemand eers weet nie. As ek nie meer betrokke is nie, gaan niemand eers weet nie. Dis iets wat jy gaan face during a storm. The feeling of insignificance. Insignificance. My significance is in God's purpose for my life. My significance is in God's purpose for my life. Dis waar ek my significance kry. And what's the purposes of God? We see that in the Great Commandment and we see that in the Great Commission. En ons gaan binne die volgende 2 weke wegspring met 'n kursus by ERC wat genaamd is 101, 201, 301 en 401. En in hierdie kursus gaan jy ontdek, wat is jou storie? What is your shape? What is your spiritual gifts, your heart, your ability, your personality and your experience, and how that works together to bring forth your ministry? How to do missions. Dit is binne die volgende 2 weke. Why? Because your significance lê nie in jouself nie. Dit lê nie in dit wat jy dink is goed nie.
Your significance is in the purpose of God for your life, and you were made for God to love you. That's the number one purpose. For God to love you. For God to love you. He made you just because He loves you. Jou ma en pa het dalk nie vir jou beplan nie, maar God het jou beplan. Presies beplan. Jou presiese DNA, jou liggaamsstruktuur, jou persoonlikheid. God planned you exactly. He planned you exactly. And God has a very specific purpose for you to fulfill. En dit sê, dat al gaan jy deur die storm, geen storm sal keer dat jy uitkom by dit wat God vir jou beplan het nie. Want terwyl Paulus hulle in hierdie storm was, kom die engel na hom toe en hy sê vir hom, moenie vrees nie, want jy moet, you have to get before Caesar. Dit was in die storm, en hy sê, moenie worry in die storm nie, you have this purpose. Geen storm kan jou keer to get to God's purpose for your life. The difference is, what's your anchor? Want vir Paulus om vas te hou, moes hy eers die woord ontvang van God. Hy het eers gehoor, God says, do not fear, do not be discouraged. Niemand hier sal hulle lewens verloor nie. James 1 verse 6 in the New Living Translation says, but when you ask Him, be sure that your faith in God is in God alone. Do not waver, for a person with divided loyalty is as unsettled. Say unsettled. As jy jou Bybel by jou het, kan jy daai woord omkring. Unsettled as a wave of the sea that is blown or driven. Say driven. And tossed, say tossed, by the wind. If you are not anchored in the Word of God, your mind will be unsettled, you will be driven to overwork, and your emotions will be tossed. Kan ek sien wie ervaar? If you are not anchored in the Word, dis nou wanneer hier, voel soos chaos. If you are not anchored in the Word, your mind will be unsettled, you will be driven to overwork, and your emotions will be unsettled. Een van die tekens van dat 'n babietjie besig is om groot te word, is hulle vermoë om hulle self te voer. Is dit nie? Een van die tekens dat ons groot word, is dat 'n kind kan begin om hulle self te voer. Hulle het nie meer nodig dat iemand vir hulle voer nie. Is dit nie? Want wanneer hulle nog op melk is en hulle moet gevoer word, dan gooi hulle tantrum. Ek sien met Via. Via is 2. En sy gooi 'n tantrum as haar sussie net skeef vir haar kyk. Dan kom ons aangehardloop. Wat's fout? Waar's die bloed? Nee, sussie wil my pen hê en ek sê nee. Wanneer jy steeds gevoer moet word, dan gooi ons tantrums oor alles. Jy's ongelukkig hieroor, ongelukkig daaroor. Die mense maak so met my, hierdie het dit gesê. Maar een van die tekens van maturity is the ability to feed yourself. Dis wanneer jy in die storm kom, en in plaas daarvan that your mind becomes unsettled, you become driven to overwork, and your emotions becomes unsettled. You go to the Word, and you feed. Totdat jy voel, okay, my anchor is now in the ground. Want wat gebeur? 'n anker word nie gegooi, hierdie anker word nie afgegooi wanneer hulle op pad is ergens heen nie. Die anker word uitgegooi wanneer hulle in die storm is, en hulle kan nie sien wat 'n kant toe nou nie. Dis donker om hulle, dan moet hulle die anker uitgooi, sodat die boot stabiel kan bly, totdat die storm gaan rus het. En hulle die strand kan sien oor waarheen om te gaan. So as jy in jou storm is, kan jy nie besluite maak nie. Jy moet jou anker uitgooi en wag tot die storm gaan lê, sodat die Here jou kan wys watter kant om te gaan. Waarin is jy geanker?
Ephesians 4 verse 14 says, "Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown about every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies, so clever that they sound like truth." Wanneer jy geanker is in die woord, gaan mense se woorde jou nie omgooi nie. Mense gaan nie bepaal wat 'n rigting jy moet gaan nie. Mense gaan nie bepaal wat jou waarde is nie. Wanneer jy geanker is in die woord, bly jy stabiel deur die storm. Want storms gaan ons hê. There is no such thing as a life without storms. There is no such thing. So die een langs jou, voor jou en agter jou het 'n storm. So ook ek. And we need to stay stable through the storm. Jy het 'n anker nodig vir jou huwelik. En die huwelik is die plek waar jy die vinnigste selflessness moet leer. Want in die begin probeer ons mekaar, jy moet bietjie meer soos ek wees. Hoekom is jy nie netjies nie? Hoekom maak jy nie so nie? Want ek hou van dit so. Nee? Nie hierdie kant nie. Ek oor hierdie kant weet so bietjie daarvan. Jy het 'n anker nodig vir jou huwelik. Kan ek sien met die hand, die wat getroud is. Wie weet dat jou huwelik deur 'n storm gaan? Een of ander tyd. Okay. So jou huwelik het 'n anker nodig. Want sonder 'n anker, before you know it, you will be shipwrecked. Jou kinders het 'n anker nodig. And you need to teach them in what to put their anchor. Want jy kan nie vir ewig hulle anker wees nie. So you need to teach them who's the anchor. Dis dan wanneer jy voel jy wil omval en jou kinders sê, "Nie worry nie, it's gonna be okay. Nie worry nie, mama. It's gonna be okay." Dis wanneer jou kinders 'n anker het. Ek het agtergekom in my eie lewe. Ek het werklik begin 'n habit create. Jy ken 'n habit? 'n gewoonte om daagliks tyd in die woord te spandeer. En in my eie lewe het ek agtergekom hoe as ek elke dag in die woord tyd spandeer, dat ek voel stable, ek voel geanker deur die dag. En dan, I don't know about you, but sometimes life happens, veral as jy 2 klein kindertjies het. And then sometimes you just don't get to the word. En dan as ons kom by dag 3, dan voel ek, skielik begin ek twyfel of ek op die regte plek is. Skielik begin ek twyfel, kan ek hierdie doen? Ek begin twyfel in my eie vermoë. Ek begin twyfel in hoe ek optree, hoe ek maak met ander, en ek begin oordink hoe ander met my maak. Net 3 dae sonder die woord. Nou is die vraag, het jy 'n gewoonte begin vorm om tyd in die woord te spandeer? Nie ure nie. As jy tyd het om 'n uur in die woord te spandeer, drink dit in. But if you've got 10 minutes, use your 10 minutes. Ten volle. Hierdie is jou anker. En as jy sê, maar ek is nie iemand wat lees nie, prys die Here vir tegnologie. Weet jy dat jy kan die woord nou luister? Maar ek hou nie van lees nie. Shop. Jy ry van een plek na die volgende deur die dag, nie? OK, jy kan 'n hele Bybelboek luister in daai tyd. Prys die Here vir tegnologie. OK. 3 dinge wat ons moet doen in die storm. 3 dinge wat jy moet doen in die storm. The first thing, en ons het hierdie gelees in Handelinge 17. 27 vers 17. Acts 27 verse 17, and I say, after hoisting it up, they used rope and tackle
and girded the ship. So die eerste ding is, wat hulle gedoen het, hulle tou gevat, wanneer die storm gekom het hulle tou gevat, van die boot afgespring, onderdeur geswem, en die tou bo op die boot vasgemaak, en dit oor en oor en oor gedoen. So hulle het die tou reg rondom die middel van die boot gedraai, sodat die boot nie in die middel deurbreek tydens die storm nie. So you need to brace your mind with the word of God. Met toue van liefde moet jy jou gedagtes vasbind tydens die storm. Want Hosea sê in Hosea 11 verse 4, I led Israel along with my ropes of kindness and love. I lifted the yoke from their neck, and I myself stooped down to feed them. Dit is hoekom jy jou huwelik moet vasbind met koorde van liefde. Wie weet dat in die begin is liefde 'n gevoel. Later word liefde 'n keuse. En jy gaan jou huwelik moet vasbind met koorde van God se waarheid. Because a 3-strand cord is not easily broken. Nie net in jou huwelik nie, maar jy gaan met die woord, die waarheid, jou gedagtes moet vasbind, sodat jou gedagtes nie divided is nie, want hoekom het hulle die boot vasgebind? Sodat die boot nie middeldeur moet breek nie. Dis dan wanneer jy deur mekaar is, confusion, maar ek verstaan nie, ek weet nie wat ek kan toe nie, because your mind is not braced up with the cords of God's word. Dis die eerste een. Die tweede een is cheer up in verse 22. Cheer up, en ek lees vir julle. Hy sê, Now I urge you to take courage, because there will be no loss of any lives, but only of the ship. Cheer up. Ons is nie mense wat oor alles moan en por nie. Ons is nie mense sonder hoop nie. The kingdom is a kingdom of hope. A kingdom of victory. So ons is nie mense wat loop in negativiteit en kla oor alles nie. As jy jouself bevind dat jy begin kla oor alles, it's because you're not focused on the truth. You're not focused on the truth. En dan begin die goed by jou mond uitkom en jy kom agter, jy begin so fokus op alles wat om jou gebeur, in plaas van dat jy fokus op wat die woord sê. En dan begin jy moan en por. Paul tells them to take courage and not be afraid, terwyl hulle in die storm is. 1 Corinthians 10 verse 13. 1 Corinthians 10 verse 13 says that God will provide a way to endure. The temptations in your life are no different from what others experience, and God is faithful. Say, God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Want wanneer jou gedagtes, when your mind is unsettled, and you're driven to overwork, and your emotions is tossed, wat gebeur? Temptation comes knocking at your door, want ergens moet jy comfort ervaar. Ergens moet die geraas in jou gedagtes tot stilstand kom. So temptation comes knocking at your door. En temptation is nie noodwendig die groot goed waarin ons dink nie. It is anything that you will go to for comfort. Instead of being anchored in the word of God. En wat gebeur? Wanneer temptation, you start drifting, want jy het nie 'n anker nie. So die storm en dan waai die wind hierdie kant toe en skielik is jy hierdie kant. Dan waai die wind, dan is jy hierdie kant. Want dis wat gebeur met 'n boot sonder 'n anker. It starts drifting. Hierdie kant en daai kant en hierdie kant. En een dag voel ek is okay, en 'n ander dag, nee, ons gaan dit nie maak nie. Hoor jy? Dan die derde ding is let go. So die eerste een is gird up, brace your mind with the word. Brace your mind with the word. Die tweede een is cheer up.
Be encouraged because you know the end of the story. This is our hope in Jesus. Dis hoekom ons hierdie doen. It's because we know we have a hope. Ons is nie soos mense wat nie hoop het nie. Ons mag nou. We may experience loss, we may experience pain, we may experience many painful things. But we have this hope that God will not leave us in the grave. Even in the end, we know the end of the story, and in the end of the story, we are triumphant. So wat het jy nou nodig? 'n Anker. So die derde ding wat jy moet doen in jou storm, let go. Let go. Ek lees vir julle vers 18. So Handelinge 27 vers 18. Because we were being severely battered by the storm, they began to jettison the cargo the next day. On the third day, they threw the ship's tackle overboard with their own hands. So hulle het by hawes gestop langs die kant en hulle het goed opgetel en saam met hulle gery op die boot. Jy gaan deur ervarings en dinge met mense waar jy goed op jou boot laai. En die storm forceer jou om gekonfronteer te word met die goed wat jy in jou boot gelaai het. Goed wat jy gedink het, jy het geberg in die agterkant van die boot, en die stoor in die agterkant, maar wanneer jy in die storm kom, is jy gekonfronteer met daai goed, want dit is wat jou maak sink. It makes you heavy in the storm. So hulle moes met hulle eie hande gaan en die goed van die skip afgooi. You need to let go of past hurts, past disappointments. Goed wat jy aan vashou, wat mense gesê het, wat familie gesê het, wat mense gedoen het, wat jy verwag het en het nie deurgekom nie, uitgestelde hoop wat jou hart siek gemaak het. Die woord sê, hulle het dit met hulle eie hande gevat en oorboord gegooi. You need to get rid of past hurts. Hoe doen ek dit? I choose to forgive. And then, Lord, I surrender. Not my will, but your will be done. Not my will and how I want things to happen, but Lord, let your will be done. Is dit 'n maklike ding om te doen? Net mense wat deur pyn gegaan het sal verstaan. It's not an easy thing, but it's a liberating thing. Sien, want dit wat hulle afgegooi het gemaak dat hulle skip ligter word. Terwyl die persoon by wie hulle dit gekry het nie eers bewus was daarvan nie. Die een wat die pyn veroorsaak het, mag dalk nie eers bewus wees nie. But when you let go through forgiveness and surrender, it frees you. It frees you. Hebrews 12 verse 1 says, so we must get rid of everything that slows us down, especially the sin that just won't let go. And we must be determined to run the race that is ahead of us. Sien, waaraan is jy gefokus? Waaraan is jy geanker? Is jy geanker aan die woord? Want as jy nie geanker is nie, it will cost you. It may cost you your life, it may cost you your business, it may cost you jou huwelik. As jy nie geanker is nie, it may cost you. Hoekom? Want hier is nie 'n opinie nie. God sent us met 'n handleiding. How to live life victoriously. How to get through the storms. En wanneer ek geanker is in die woord, dan beteken dit, sometimes when life gets really difficult,
En daar's storms om my. And we started drifting, want ek het die anker gelos. En ek begin drift. Weet julle wat's drift? Ek begin net kant toe gaan met die wind. Wat gebeur wanneer ek geskiedenis gebou het van geanker op lyn God se woord? Dan beteken dit al drift ek, kan ek nie baie ver gaan nie voordat ek die tug begin voel. Ek wil, die temptation roep my en ek wil, maar the tug is there. And it keeps me anchored. It keeps me anchored. So in die storm waarin jy is, you need an anchor. Want ons gaan nie altyd so met God wees nie. Wanneer ons vas en wanneer ons gefokus is op iets, dan voel ons so naby aan God. And then there are seasons waar jy besig raak. Kan ek sien mense wat, okay, seisoene waar jy besig raak, and then suddenly you get yourself drifting. Maar wanneer jy jou anker het, gaan jy nie ver drift nie, dan, okay, God, your word says, you are faithful, you are just, you do what you have promised. You will not leave me, you will make a way for me. Is jy geanker in die woord van God? Of doen jy wat party mense doen, blaai deur? En God het gesê, maak die kos op menslike ontlasting. Esegiel sê dit. Julle mag maar lag, dit die woord sê dit. Wat sê dit? Hierdie is 'n anker. Hierdie beteken nie, God het vir ons hierdie woord gegee, to keep you anchored during the storm. Nie sodat jy elke oggend kan mini, okay, shop, ek het my reading in vir die dag nie. Dis nie hoekom God die woord gegee het nie. It's to keep you anchored. Want wat hy sê, in Hebreërs 6 vers 18, en nou lees ek die laaste gedeelte, hy sê, ons het gelees in die begin tot vers 19. Nou lees ek verder, hy sê, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. So dis waar die ark was. Daar was die ark en dan was daar 'n gordyn. So it enters there where our forerunner Jesus has entered on our behalf and he has become our high priest forever. So wat sê dit? Wanneer ek my anker in God se woord maak, dan sê dit dat ek is geanker in dit wat die hoop wat Jesus reeds gedoen het. Ek is geanker deur die storm. He went through the curtain sodat ons geanker kan wees.